Goeienaand almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast. Vandag is die 19de Julie 2025, so welkom terug by nog 'n Saterdag woord. En ek hoop dat elkeen van julle vakansie sover geniet en dat dit sover baie lekker is, want dit is die laaste paar dae, vir die van ons wat op skool is, dis die laaste paar dae van die vakansie, so mag julle dit regtig die laaste paar dagies geniet en die beste van dit maak, want dit is amper weer terug skool toe en werk en al die goedjies en huiswerk en leerwerk en take en allerlei ander aktiwiteite en wat ook al ons nog gaan doen, maar ons vertrou dat die Here ons sal help en ons moet net aanhou bid, moet net nooit ophou bid nie. Okay. Nou die beligting lyk 'n bietjie anders vandag, want daai ander liggie wat ek gewoonlik gebruik, hy is weg, ek weet nie waar hy nie, ek sal hom eventually kry, so is nou 'n bietjie 'n groter lig wat ons gebruik, 'n lekker groot lig, so hy maak lekker mooi shiny. Okay, kom ons begin met die woord wat ek het vir vanaand. Ek lees vanaand vir ons uit Numeri 20, vers 6 tot 12. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg, na die ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hul aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle, en die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Nou ons almal het hierdie storie sekerlik op 'n stadium in ons lewe al gehoor, en dit is eintlik 'n baie interessante storie, waar God sê vir Moses, jy moet die rots 2 maal, hy het vir Moses gesê, hy moet die rots aanspreek, en toe het Moses die rots 2 maal geslaan. So kyk hoe dit is, né? Imagine dit gou, né? Die Here roep vir Moses in, né? Kry die prentjie in jou kop, sit jouself in daai omstandigheid, daai situasie, né? Die Here roep vir Aaron in, en sê, vir Aaron, maar vir Moses ook, en hy sê, spreek die rots aan, en daar sal water daar uitkom vir die Israeliete. En nou gaan Moses, en hy sê vir die Israeliete, soek julle water, dan slaan hy die rots 2 keer met sy staf, en dan kom water uit. Water het nog steeds uitgekom, ja, maar die punt kom neer op, Moses het nie gedoen wat die wil van die Here is nie. Die Here het vir hom gesê, doen die, en hy het die ander ding gedoen. Okay, so hy het basies nie geluister wat God gesê het nie. Hy het nie gedoen wat God gesê het nie. Hy het miskien gehoor, maar hy het miskien sy eie kop gevolg. Ek weet nie wat deur sy gedagtes op daai stadium gegaan het nie. Maar nou vra jy, Carlo, wat het hierdie met ons te doen vandag? Hierdie is jare terug. Ou Testament, Israeliete in die woestyn, Moses se tyd, dit is lank terug. En die ding is, ons moet pas op, dat sekere omstandighede, of ons pride, soos die Engels sal sê, pride, en ons trotsheid, dat dit ons nie sal veroorsaak, of ons sal dwing, om 'n sekere besluit buite God se wil te doen nie. Want onthou, omdat Moses nie gedoen het wat die Here gesê het nie, het hy nie die beloofde land ingegaan nie. En so is dit met ons ook. Die Here gee vir ons 'n opdrag, en hy sê vir ons, doen die. En partykeer doen ons iets anders, en dan gaan ons die gevolge moet dra van ons keuses, want ons het gekies, dat ons nie die Here se wil doen nie, en ons wil ons eie kop volg, of sekere omstandighede, het ons in 'n spasie ingedruk, dat ons 'n sekere besluit neem, buite God se wil. Partykeer ons pride en ons trotsheid laat ons dink, maar ek is darm so goed, ek kan doen wat ek wil, en dit is ek wat hierdie sekere ding doen, ek wat al hierdie goeie goed doen, ek wat alles laat gebeur. En dan neem jy 'n impulsiewe besluit, en daai besluit was nog all along teen die wil van die Here. En dan verloor jy miskien alles al vir jy gewerk het. Kom ons vat 'n voorbeeld sommer. Jy wil 'n kerkie bou, né, waar jy die Here kan dien. Maar die Here se roeping vir jou lewe was om op die strate te gaan en daarso te preek.
Maar jy bou jou kerk en jy bou en jy bou en jy bou en jy dink jy volg die Here se wil die hele tyd. Maar dan die Here het al lank al vir jou gesê, gaan preek op die straat my kind, maar nee, ek wil my kerkie bou. En jy is 'n klein kerkie, jy het jou kerkie nou, en nou preek jy aan alles. En dan op 'n stadium dan verloor jy miskien die kerk, iemand vat dit oor of mense kom nie meer nie of wat ook al, en dan sê jy, maar Here, ek doen dan wat U wil hê, hoekom seën U my nie met die kerkie nie? Dan sê die Here vir jou, my kind, doen nie regtig wat ek wil hê jy moet doen. As jy nou gaan, en jy gaan preek op die strate vir die arme mense, dan sal ek vir jou baie voorsien. Maar omdat jy in die kerkie preek, en nie doen soos wat ek het wil hê nie, nou gaan ek jou nie seën nie. Dis nou net 'n voorbeeld, okay? Ek weet ons almal is nie pastore nie, ons is nie almal gebore om pastore te wees nie. Maar, dis net 'n voorbeeld. Verstaan net dit vir my vanaand asseblief. Nie vir my nie, vir God. Is belangrik dat ons tyd in die woord van God spandeer, en is belangrik dat ons bid en met die Here praat, want as ons wil weet wat die Here se wil vir ons lewens is, dan moet ons by hom hoor wat sy wil is. Ons kan nie net aanneem ons weet wat sy wil is, of ons eie besluite neem nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons moet by die Here hoor wat sy wil vir ons lewe is. So ek daag jou uit. Gaan 'n bietjie gaan lees bietjie Bybel, gaan bid, maar fokus regtig op die Here en laat die Heilige Gees regtig deur jou vloei tydens jou gebed en hoor by die Here. Raak stil by die voete van God en vra vir hom, Here Jesus, wat wil U vir my lewe hê? Wat moet ek doen, Here, sodat ek alles kan doen tot eer en verheerliking van U naam, Jesus? En ek gaan weer dit sê, want dit is die hele boodskap van vanaand. Pas op dat jou eie trotsheid of sekere omstandighede rondom 'n slegte omstandighede wat jou in 'n hoekie of in 'n hokkie indruk, moenie veroorsaak dat dit maak dat jy besluite impulsief neem buite God se wil nie. Doen wat God sê, want sy wil is die beste vir jou lewe, nie jou eie nie. Doen wat God sê. Kom ons sluit af met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie vir hierdie woord vanaand, Here, en dankie, Here, dat dit so 'n awesome woord eintlik is, Here Jesus. Here, help ons, Here, dat ons nie sal toelaat dat ons eie trotsheid besluite vir ons neem nie, Here Jesus. Here, vergewe ons vir die kere, Here, wat ons wel nie U wil doen nie, maar ons eie wil, Here Jesus. Here, ek wil bid dat U wil sal geskied in elkeen van ons se lewens, Here, dat U vir ons sal voorsien, soos wat U wil, Here Jesus. Laat U wil geskied. En Here, dankie dat U so baie vir ons sorg, Here. Dankie dat U so baie vir ons doen, en dankie, Here, dat U plan vir ons lewens die beste van alles is, Here. Ons loof en ons prys U wonderlike naam, Here Jesus. Ek bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Baie dankie dat elkeen van julle vanaand ingeskakel het en geluister het na vandag se Saterdag woord. Ek dink ek gaan elke keer hierdie lig gebruik. Hy lyk actually beautiful. My gesig is shiny. Wel nie shiny nie, maar mens kan my gesig sien 'n bietjie, verstaan jy? So ek dink ek gaan elke keer gebruik. Maar ja, baie dankie dat julle geluister het en mag julle elkeen 'n lekker aand verder hê en geniet julle naweek ook verder. Geniet julle kerk ook môre as julle kerk toe gaan. En vir ons wat op skool is, wat weer skool toe gaan Dinsdag, sterkte hoor. Mag die Here julle ook seën met julle skool en die nuwe kwartaal en alles, en mag dit net goed gaan en mag die beste van seëninge vir julle inwag. En onthou altyd om by die Here te hoor wat julle moet doen, okay? Want sy wil is die beste, nie joune nie. En onthou om altyd in die brand vir die Here Jesus Christus te wees, want wat help dit jy sê jy's 'n kind van hom, maar jou aksies wys dit nie, né? Daar sy. Tot en met volgende keer. Sien julle weer maandag met die vers van die week, heel moontlik op die WhatsApp groep. So ja, dan is 'n lekker dag vir julle verder, en ja, dan sien ek julle volgende keer. Mag die Here julle seën. Bye bye!